Wie glo dat Vader bevestig sy woord? Hy bevestig sy woord. Ouwie? En as dit nou moes gekos het, dat jy nou in jou hart vanmôre nie lekker moes voel nie, om vanmôre vir my woord te kom bevestig het, dan dank ek die Here vir jou ongemak. Jy het vanoggend iets gesê, en ek wou huil, maar my hart wil deur my bors klim, want weer eens het Vader gewys hoe getrou hy is, en hoe kom bevestig hy, wat hy vir 'n volk wil sê vanmôre. Ek kan jou wys, ek is voorbereid vir dit wat jy vanoggend gesê het in die bidkamer. Ek en Werner, pastoor Rian se boetie, werk vir dieselfde maatskappy. En ons het gister die voorreg gehad om 'n bietjie 'n uitstalling te gehad het. Ai julle. Wees net lief vir my, dis alright. Te gehad het by Bultfontein se drags, daai plaasdrags. Nou daar, jy kan nie glo nie. Ek meen, jy was ook daar. En hoe manne met 'n miljoen rand se voertuig kom en soveel stof opjaag, nee, dat hy vir 3 weke van nou af nog steeds met aircleaners moet skoonmaak. Ek kan dit nie, ek weet my kop is seker plat, ek kan nie dit dink nie. Op 'n stadium, nou, Gold FM was daar gewees, hulle het uitgesaai. En daar was 'n vraag wat op 'n stadium gevra was, luister, pla die wind nie vir julle nie. En daai ou sê toe nogal, nee, nie regtig nie. En die eerste ding wat my toe kom, ek sê vir hom, jy staan op die verkeerde plek. En dit bring my toe by my boodskap. Dit bring my by my boodskap. Dat waar jy staan, bepaal wat jy beleef, en wat jy sien, en wat jy deurgaan, waar jy staan. Sê gisteroggend 7:00 toe ek daar stop, want ons kon van 7:00 af ingaan om te begin opslaan, toe staan ek by die hek, en daar is niemand wat my rigting wys nie, niks. Daar is nie 'n organiseerder van 'n dag oud nie. Ekskuus as julle kyk vanmôre, pointer vir julle hoor. As jy iets reël, maak seker jy's vroeg genoeg daar, dat as jou mense begin inkom, dat jy hulle kan wys waar jy wil hê, hulle moet wees. So ek staan toe by die hek en niks gebeur nie, niks. Hier is 'n paar mense wat opslaan en sovoorts. Ek weet nie wat se rigting om te gaan nie, niks. Ek gaan stop toe my bakkie daar en ek klim uit en ek begin toe rondloop en ek begin iemand soek wat net vir my kan help. Luister, dis waar jy geallokeer is, dis waar jy moet opslaan. En vir eers kry ek niemand nie. En nou begin ek rondkyk in myself. Waar gaan die beste wees? Vir enige maatskappy wil jy in die middel van al die aksie wees. Jy wil daar wees waar die manne verby jou moet ry, waar hulle jou moet sien, jy wil daar wees. Nou begin ek kyk. Nou hier's 2 bane wat soontoe hardloop. Hierdie kant het al 'n paar mense, hierdie kant is nog nie so baie nie, maar dit lyk na 'n lekker plek hierdie kant. En vir een of ander rede kom daar toe iemand by my en sê vir my, wie sê jy, wat soek jy waar? Ek sê vir ek is daar nie van Ripper Tillage Equipment en ek wil net weet, waar kan ek opslaan? Maar nou het my kop al klaar gestaan die kant toe. Nee, ek sê my, nee, ekskuus, sê jy daar agter in die hoek staan Ford. Jy moet langs hulle gaan staan. En nou is ek upset. Ek is upset, want nou moet ek moet nie hard praat nie. Want hier is duidelik 'n paar Ford drywers hier ook nie, ekskuus julle. Ek kom julle nie, ekskuus julle, ek praat nie sleg van 'n Ford nie. Ek sê net ek moes langs Ford gaan staan. Met 'n Hilux. Behalwe vir dit, nou is ek upset, want nou moet ek agter in die hoek staan. Daar waar nie mense regtig gaan verbykom nie. Vergeet besigheid. Maar nou doen ek dit, want dit is ons eerste keer, ek wil nou nie kom 'n scene maak nie. Nou gaan staan ek nou maar daar, en ek gaan stop my Hilux, en ek face die kant toe Ford is agter my.
Die trailer stop ek en ek haak hom nie eens af nie. Ek maak die goed los en ek sit my gazebo op en ek sit die banners op en tannie Jackie, ek weet nie waar sy vanmôre is nie, ek weet nie waar is Mariska vanmôre nie, maar hulle staan voor my en hulle is besig om op te slaan en so voort, so, dis alright. En die wind begin waai. En vandag kan ek vir Here sê dankie vir mense wat my langs voort gaan sit het. Want die wind waai van agter my af soontoe. Jy sien, as ek gaan opslaan het waar ek wou opgeslaan het, nee? Het die wind van daar af hierna toe gekom. Ek kan jou verseker sê, dat daai mense gaan van die volgende 3 weke met kompressors en goed, en wat ook al, stof uithaal. Hy sou 'n renbaan of 'n aanloopbaan kan oopmaak met al die sand wat uit sy ore gaan uithaal. Dis net sand. Wie van julle was al by so 'n plaas treks gewees? Julle, dis grondpad wat hulle geskraap het, en hierdie ou met sy bakkie kom. En hy kom, dis net stof, dis sand, dis net dit. En dan is dit nie net vir 20 of 30 meter nie, dis vir 400 meter ver. En ek is opgeslaan en Werner het kom stop en Linda het kom stop en ons dogter wel, kom ons stap nou maar so 'n bietjie so toe ons kom gaan kyk waaroor gaan dit nou eintlik. Want jy hoor net daar gaan hulle. En dan sien jy 'n bietjie stof. En die manne met hulle Amaroks, en met hulle cruisers, en met hulle Hiluxes, en Mahindras, hulle almal staan daar reg. En die wind het opgekom. En die Here maak my stil en hy sê vir my, is jy nog steeds ondankbaar vir jou plek? Want kyk wat gebeur nou. Daai man spin van daai ding af tot 150 meter ver, want dit is net sand. En dit is net sand. Jy sien, die vraag was aan daai ou gevra gewees, luister, pla die wind. Vir hom het dit nie geplan nie, want hy het aan die kant gesit. En die antwoord kom in myself op, by oom. Dan sê ek af waar jy sit of die wind jou pla, en of hy nie pla nie. Jy sien, maar ons 2 kante tot hierdie wind. Hulle het nou die ongemak beleef. Maar as daar nie wind was nie, sou die manne nie kon ry nie, want dan die stof gehang. En jy kan nie ry nie. Jy sien, waar jy staan, bepaal wat jy sien, wat jy deurgaan, wat jy beleef. Ons was hier in die begin, so jy sien net, luister, hier gaan hulle, en hulle is gelyk, en hulle is gelyk, en hulle is gelyk, en gelyk, en dan sit net stof, so jy sien nie wie is die wenner nie. Waar jy staan, bepaal wat jy sien. En as ek vanmôre net iets aan my boodskap kan koppel, wat sien jy vanmôre? Laas ek het gepraat oor dit, wat gaan in jou hart aan? Ek wil dit vanmôre omkoppel in dit wat jy sien. Van baie keer dit wat jy sien, gaan lê in die hart. En dit wat in die hart lê, weerspieël in die gemoed. Ekskuus, hallo. Wat sien jy vanoggend? In Numeri 13 lees ons van Moses wat 'n paar manne in die land instuur en sê, luister, gaan kyk gou 'n bietjie hoe lyk dit daar binnekant en kom gee vir ons terugvoer. Nou ons almal ken die storie, wie ken dit nie? Almal ken dit. 12 het gegaan, 12 het teruggekom. 10 het kom sê, jy bly weg, jy gaan nie soontoe nie. Daai mense is soos reuse. Net 2 het gesê, luister, kom ons vat, kom ons gaan. Numeri 13 vers 30 sê, toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons
kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek, want hulle is sterker as ons. Mense met verskillende sienspunte. Ek het vanmôre nodig om vir jou te vra, wat sien jy vanoggend? Hoe sien jy dit vanoggend? Ek is seker dat as ek die mikrofoon vanmôre vir 'n paar mense gee, en ons praat 'n bietjie oor die kondisie van ons dorpe, oor ons wonderlike slaggate. Gaan die siening meeste van die tyd wees negatief. Meeste van die tyd. Daar gaan miskien hier en daar 'n ou wees wat sê, nee, is nie so erg nie, kan hy net stadig deur dit. Maar 90% van ons gaan klaar daaroor. 90% van ons se siening gaan nie wees dit wat Vader dalk sien nie. Ek het een keer dit by die jeugboodskap gebring oor slaggate en speedbumps. As jy kyk na 'n slaggat, dis skade. En as jy 'n kleinerige karretjie ry, partykeer moet jy 'n ander pad ry, want daai gate is so diep, jy gaan jou hele kar verloor daardeur. Maar het ons al ooit gedink dat wanneer ons bietjie gaan begin stil raak, en God gaan begin soek elke keer wat jy 'n slaggat moet deurgaan, hoe vinnig gaan daai slaggate toegemaak word? Want die vyand gaan nie dit soek nie. Jy sien, ons sien 'n probleem, God sien 'n geleentheid. God sien 'n geleentheid. Okay, hy moet afslek. Hy kan nie gaan nie, want daar voor hom is 'n klein karretjie. Hy kan nie, daai karretjie gaan tyd vat. Hy moet tyd vat. Hy hoef nêrens anders te fokus nie. Maak dit seker jy ry nie in die kar voor jou vas nie. Kom Dani, kom praat net 'n bietjie met my dat ek hoor. Dani, praat net, Dani, spandeer net gou 'n oombliekie met my. Net, Dani, hoe gaan dit met jou? Dani, hoe's jou dag? Dani, maar dit klink nou verregaande, kom on, dis nie hoe die Here opreis nie. Partykeer laat die Here dinge toe, sodat die volk kan terugkeer waar hulle moet wees. Partykeer laat die Here dinge in jou lewe gebeur, en jy verstaan nie hoekom nie, jy verstaan nie vir wat nie, jy sien net die probleem. En dit wat jy vanmôre gesê het vir my geslaat. Dat ek sien of ek sien nie deur my eie oë, ek sien deur Jesus se oë. Wanneer laas het jy deur Jesus se oë probeer kyk? Na 'n situasie, na 'n probleem. God roep ons om anders te wees. Romeine 12 vers 2 sê, hy roep ons om anders te wees. Sal my oë nou vandag vir my kom. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld geryk, ekskuus julle, ek is by heel verkeerde plek. Word nie, ek is reg. Ekskuus, ek is reg, ek maak seker julle is wakker, kom help my reg. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy sien, Vader soek jou nie dieselfde as die ou langs jou nie. Het jy nou gedink as ons 3 Ilonas in die kerk gehad het? Dis dalk nou heeltemal die verkeerde persoon wat ek nou gebruik het. Ekskuus vir dit, julle. Hy soek ons om anders te wees. Hy soek jou om die wêreld te begin bekyk op 'n ander manier.
Die wêreld sien 'n slaggat as 'n probleem. God sien dit partykeer as 'n oplossing om tyd met hom te spandeer. Miskien, net miskien, as ons meer dit begin doen het die slaggate toegekom. Het hulle die paaie vinniger reggemaak. Hoekom? Van dink nou vir 'n oomblik, nee. Nou spandeer jy net van Henneman af tot hier. Hoeveel slaggate is op daai pad? Het jy gedink as jy vir elke slaggat bietjie moet afslek en sê, Here, dankie vir hierdie slaggat. Here, ek bid vandag vir hierdie situasie. Jy gaan vir die hele wêreld kan bid in daai tyd. Jy gaan. Vir een oomblik, dink gou. As jy begin bidend raak vir elke slaggat wat jy in die pad kry. Waar gaan jou geestelike lewe draai in die eerste plek? En in die tweede plek is, hoeveel mense gaan jy in die hel uitdruk as gevolg van die gebed wat jy het elke keer? Hoeveel mense gaan jy kan voorbid? Hoeveel situasies kan verander in die gebedswêreld? So is 'n slaggat regtig 'n slegte ding. As jy ry so sekere mense wat ons weet van, is dit 'n probleem sodra dit jou sak begin raak. Maar as jy gaan begin afslek en daai slaggat nie sien as 'n probleem nie, maar as 'n geleentheid gou om gou vir iets te bid of vir iemand te bid of gou vir die Here te sê dankie vir dit of dankie vir dat. Kom nou julle. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Praat hy elke keer van presies dieselfde krag. Van daai krag wat duiwels uitdryf, gesond maak. Praat hy elke keer van dieselfde krag, of praat hy dalk partykeer van jou oë sal kan oopgaan om te kan sien wat Vader wil doen. Jou oë sal kan oopgaan om te sien dit wat Vader sien. Is dit elke keer dieselfde of verskil dit maar? Hallo? Dit verskil. Woord van God sê, dat jy sal krag ontvang, wanneer die Gees van God oor jou kom. Sodat jy sal sien dit wat Vader se plan is. Gisteroggend het ek gedink, dit gaan beter wees aan daai kant. Maar Vader het beter geweet. Het ek gesien wat ek graag wou sien? Ja, ek het. Het daar mense my goed gesien wat hulle wou sien? Hulle het. Maar raai wat? Ek hoef nie môre by die werk te gaan met 'n kompressor en lug en alles te gaan uitblaas van die stof nie. Ek hoef nie môre met 'n bakkie te gaan sukkel wat ek hoef nie. Want Vader het beter geweet. Hy het gesien wat ek nie sien nie. En vanmôre wil ek dit aan jou vra. Ek wil vanmôre vir jou vra. Hy het vanmôre so hard geslaan met woorde. Hoe kyk jy vanmôre na iemand anders? Sien ek vanmôre, ekskuus ou, as ek op jou pik is dit nou maar so, dit is nou maar 2, Sondag 2, nommer 2. Sien ek vanmôre vir Oubie uit Dani se oogpunt uit, of sien ek hom vanmôre uit God se oogpunt uit? Sien ek vanmôre vir Michael Jr. uit Dani se oogpunt uit, of sien ek hom met God se oogpunt uit? Sien ek hom vanmôre uit sy pa se oogpunt uit? Wat gaan verskil van my oogpunt? Sien ek hom vanmôre uit sy ma se oogpunt uit? Wat gaan verskil van my oogpunt en van sy pa se oogpunt af? Hoor julle wat ek sê vanoggend? Ons fokus soveel keer op dit wat ons sien en ons reageer daarvolgens. In plaas om vir 'n oomblik terug te staan en Vader te vra, Here, lei my. Here, maak U my oë oop, sodat ek kan sien wat U sien. En dan kan aanpas wat U wil hê ek moet aanpas. Here, sodat dit wat moet verander, kan verander, want dit is U plan. Want dit is U plan. Een volk staan voor 'n klomp Filistyne. En daar's een probleem, een baie groot probleem.
En 'n volk beleef met hulle oë die probleem. En dit vat 'n skaapwagter wat uit God se oogpunt uitkyk. En die probleem kom oplos. 'n Skaapwagter het nie gekyk in sy vermoë nie, maar hy het gekyk na wie die God is in sy lewe. En hy het daarvolgens gereageer. Hoeveel keer kyk ons in 'n probleem vas en ons kyk aan, Here, maar ek gaan nie dit kan doen nie. Ek gaan nie dit kan doen nie. Here, ek gaan... In plaas van om te sê, Here, U weet ek kan nie. En daarom staan ek vanmôre terug, Vader, sodat U kan. Sodat U kan. Moses het een ding verstaan, is dat hy gaan nie die volk kan uitlei nie. Wie gaan vir hom luister? Wie gaan vir hom luister? Maar hy het verstaan wie is die God wat die opdrag gegee het. Hy het verstaan en gesê, Here, ek is nie die instrument, maar kom ek staan vanmôre terug, Vader, en ek laat U die werk doen. Hy het gesê, uit God se oogpunt uit. Ek is seker, agter in sy kop, het hy die gedagte gehad van, Here, ons moet deur die woestyn gaan. Ek weet nie hoe gaan ons dit doen nie, Here, ek weet nie hoe gaan ons dat doen nie. Maar hy het teruggestaan, en hy het geweet wie die God is wat gesê het, die opdrag gegee het. Hy het uit Vader se oogpunt gesien, wat die oplossing gaan wees. Kan ek vanmôre by jou pleit? Wil jy nie vir 'n oomblik net terugstaan en sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Wil jy nie jou oë uithaal? Ek bedoel nie regtig nie. Maar wil jy nie vanmôre jou menslike oë kom toemaak en kom bid en sê, Here, maak my oë toe vanmôre, Vader, en gee my geestelike oë, sodat ek kan sien wat U plan is. Here, nie net vir my mense om nie, maar vir my. Want weet jy wat gaan gebeur? Sodra daai houding begin in plek val, en jy gaan begin beleef, dit wat Vader vir jou het, gaan dit in die hart kom lê. En wanneer dit in die hart gaan kom lê, gaan dit weer speel in die fisies. Hoor iemand wat ek sê vanoggend? Dit het tyd geword dat ons die gesegde wat daar is, wat sê seeing is believing, kom verander. Dit het tyd geword dat die ding wat ons sê is dat what you see is what you get, kom verander. En wanneer ons dan die lewe lei, wat Christus wil hê ons moet lei, wanneer ons uit sy oogpunt uitkyk, sal daai punte, wat ek nou genoem het, anders wees. Want wat ek jou kan bied, kan dalk môre heeltemal verander. Maar wat God jou bied, bly staande. Dit wat God jou bied, bly tot in ewigheid. Amen. So wat leer ons vandag? Oubie, wat het jy geleer vandag? Danie, ek moet baie keer sleg voel, sodat jy kan hoor wat die Vader vir jou sê. Danie, ek het baie keer nodig, om my oë toe te maak, en Vader toe te laat, om my oë te wees, sodat ek kan sien wat sy plan is. Ek daarby kan inval, sodat ek weet, dat dit wat moet kom, in sy wil is. Die laaste 2 weke se boodskap. Kyk wat in jou hart aangaan. Maar kyk waardeur jy kyk. Vir 'n oomblik of 2, maak jou oë toe, en laat God toe, om jou deur die Heilige Gees te wys, dit wat hy wil hê jy moet wys, dit wat hy wil hê jy moet sien, en reageer daarvolgens. Nie dit wat die vyand vir jou kom wys nie, amen. Amen.